Goeiedag en baie welkom by ons aanlyn platform. My naam is André Donaldson en ek is die gemeenteleier hier by Nuwe Lewe Gesinskerk. Ek wil vandag vir jou sê uit my hart uit baie dankie dat jy die keuse gemaak het om in te skakel. Ek weet daar's klomp platforms waar jy kan ingeskakel vanmôre, maar jy het gekies om vanmôre by ons in te skakel. En hier by ons by Nuwe Lewe Gesinskerk glo ons in praktiese, relevante boodskappe wat ek en jy kan neem en wat ons kan uitleef daar buite. Want ons glo dat ons roeping as kerk is om by die suiwer woord van God te bly en dit te verkondig, maar ook om die kerk te enable, soos hulle in Engels sal sê, om juist die boodskap uit te dra na buite. Want ons, ek en jy is die kerk en ons het nodig om daar buite die verskil te maak in hierdie donker, gebroke wêreld. En hoe doen ons dit? Deur die boodskap te hoor, in te neem en uit te leef daar buite. So ek hoop jy gaan vandag se boodskap geniet, maar nie net geniet nie, dat jy vandag se boodskap ook sal inneem, te harte sal neem en daar buite die verskil gaan maak. Want ek glo daar's 'n stikkende en 'n gebroke wêreld wat wag om die evangelie te hoor. Mag jy vandag se diens geniet en mag die Here jou seën. Christusfees is nie die storie van mense wat God gevind het nie. Christusfees is die storie waar God na die mense toe gekom het. Alleenlik is dit die grootste beweging in die geskiedenis van die mensdom. Nie aarde na hemel toe nie, maar hemel na aarde toe. Terwyl die wêreld aangaan met sy eie agenda, sy eie oorlog, sy eie vrese, sy eie oorlewingsmetodes, het God iets gedoen wat alles kom verander het. Eenvoudig opgesom, as jy die betekenis gaan soek vir Kersfees, vir Christusfees, Christusfees is God se antwoord op 'n gebroke wêreld. Christusfees is die antwoord op my en jou lewe. Christusfees is die antwoord vir my en jou verlorenheid, vir ons gebrokenheid, vir waardeur ons gaan. Nie met 'n verduideliking nie met 'n plan op papier nie, maar met sy eie teenwoordigheid. Soos die woord vir ons sê in Johannes 1 vers 14, en die woord het mens geword en onder ons kom woon. Die 2020 vertaling sê die woord het vlees geword en onder ons kom woon. Daardie woord woon beteken letterlik, hy het tent opgeslaan in my en jou lewe. Hy het ingetrek. Jesus het besluit om te bly. So in ander woorde, Christusfees sê eintlik vir ons, God het nie gekom om te besoek nie. God het gekom om te bly. Om te bly. En vanoggend hier waar jy sit, met alles wat jy dra, sê God steeds vir my en vir jou, ek sien jou raak, ek weet waar jy is, en ek nooi jou huis toe. Ek wil hê jy moet besef dat Kersfees is belangrik om rede God die donkerte binne getree het. Ons leef in 'n wêreld wat moeg is, nie net liggaamlik nie, maar diep binne. Mense is moeg om sterk te wees. Mense is moeg om net deur die normale lewe te gaan. Mense is moeg om alles reg te kry. Mense is moeg om altyd voor te gee dit gaan goed. Ek was so 'n paar dae terug was ek vinnig aan die hospitaal gewees en ek vra vir die een persoon, hoe gaan dit? Nee, goed, dankie, maar hulle lê in die hospitaal. Ons is so gewoond om net voor te gee, dit gaan goed. Mense is moeg om altyd net voor te gee. Selfs in 'n tyd van liggies, musiek en geskenke is daar mense vanoggend hier wat rou is, wat swaar dra aan die skuld, wat 'n verhouding het wat gebroken is. Dalk is daar vrese vir dit wat voorlê, vir die jaar wat voorlê. En dit is presies hier waar Christusfees sy krag kry. Jesaja 9 vers 1 tot 2 sê, die volk wat in donkerte geleef het 'n groot lig gesien. Oor die wat in die donker land was, het 'n lig geskyn. En die wat nie meer 'n nasie was nie, baie gemaak. Hulle blydskap groot gemaak. Hulle het hulle in u teenwoordigheid verbly, soos mense bly is in die oestyd. Soos hulle juig wanneer hulle die buit verdeel. Let op, dat God het nie gewag tot die donkerte weg is nie. Hy het nie gewag tot die donkerte verdwyn is nie. Hy het die donkerte geïnfiltreer. God se antwoord op die wêreld se nood was nie 'n nuwe wet nie. Dit was nie 'n nuwe stelsel nie. Dit was nie 'n nuwe politieke stelsel of 'n politieke oplossing nie. Sy antwoord was eenvoudig en dit was 'n persoon gewees. En dis die persoon van Jesus Christus, ons verlosser en saligmaker. Lukas 2 vers 11 sê, vandag is daar vir julle 'n verlosser gebore. Vandag is daar vir julle 'n verlosser gebore.
nie vir mense wat dit alles reg kry nie. Nee, vir verlorenes. Mense wat gebroken is. Mense wat sondaars is, vir my en vir jou. Hy het vir my en vir jou gekom. En waar die woord verlossing regtig, en waar word ekskuus julle dat ek nou oor my woorde val, en waar word hierdie verlosser gebore? In 'n stinkende stal. In 'n stinkende stal. Lukas 2 vers 7 sê, en sy het geboorte geskenk aan haar eerste kind, 'n seun. Sy het hom in doeke toegedraai en in 'n krib neergelê, omdat daar nie vir hulle plek in die herberg was nie. Daardie woorde dra diep, diep waarheid. Daar was nie plek vir God nie. Daar was nie plek vir Jesus Christus gewees nie. En tog ten spyte van dit, maak hy vandag vir my en vir jou plek. Doen hy dit vir my en vir jou? Mag ek jou vanmôre vra opnuut, is daar plek vir Jesus in jou hart? Of is jy maar ook soos daardie mense wat gesê het, daar was nie plek nie. Was nie plek in die herberg nie. Hy moet maar daar een kant gebore word. Is daar nog plek vir Jesus in jou hart? Karl Barth het gesê, God's grace meets us at the lowest point, not the highest. God's grace meets us at the lowest point, not the highest. Met ander woorde, Christus wees beteken, God wag nie dat jy eers reg moet wees nie. So baie kere dan wil ons nader aan die Here beweeg, maar ons wil eers ons eie lewe regmaak. Ons wil eers gewoontes regkry, ons wil eers bietjie meer Bybel lees, ons wil al hierdie goed in plek kry en dan wil ons eers God ontmoet. En dit werk nie so nie. God nooi my en jou net soos wat jy is. En hy nooi my en jou vol van genade. Hy sê kom soos wat jy is, kom soos wat jy is. Hy word Immanuel genoem. God is met ons in die pyn, met ons in onsekerheid, met ons in die donkerste nagte. Kersfees sê eenvoudig, God sien jou raak. God sien jou raak. En kyk wie is die eerste wat die goeie nuus gehoor het, Lukas 2 vers 8. Daardie nag was daar skaapwagters wat in die veld buite die dorpie hulle skape opgepas het. Nou as jy bietjie gaan kyk na die skaapwagters, hulle was nie eintlik die binnekring mense nie. Hulle was eintlik een kant toe gestoot, een kant van die samelewing, onbelangrik volgens die samelewing. Nie welkom in godsdienstige kringe nie, uitgestoot uit die samelewing en totaal en al alleen. Dis hoe hulle was. En tog kies God hulle. En die boodskap is so eenvoudig vandag vir my en vir jou. As jy voel jy word oorgesien, as jy voel jy word onderskat, as jy voel jy tel nie regtig nie, as jy voel jy pas nie lekker in nie, God sien jou raak. God sien jou raak. Dawid sê in Psalm 139 vers 1 tot 3, Here, U sien dwars deur my, U ken my, of ek sit en of ek opstaan, U weet dit. U ken my gedagtes nog voordat hulle by my opkom. Of ek reis of ek oorbly, U bepaal dit. U is met my al my paaie goed bekend. Jesus word nie in 'n paleis gebore nie, maar in 'n stal. Nie op satijn nie, nie op 'n troon nie. Het jy al daaraan gedink? Hoekom dink jy so? Hoekom dink jy is dit so? Hoekom dink jy het Jesus gekies om in 'n stinkende stal gebore te word? Nie op satijn nie, nie met 'n kroon nie, nie hierdie hooggestalte beeld wat 'n mens kry nie. Hoekom dink jy in 'n stinkende stal? Omdat God eenvoudig vandag vir my en vir jou sê, daar is geen plek so laag, so seer, so gebroke, waar ek jou nie sal ontmoet nie. Ek wil dit graag weer vir jou lees. Daar is geen plek so laag, so seer, so gebroke, waar ek jou nie sal ontmoet nie. Henry Nouwen het geskryf, the greatest spiritual battle is to accept that we are loved. We are loved. Christus fees breek self deur die verwerping. Dit fluister sag, maar duidelik. Jy is geken, jy is gesien en jy is geliefd. Jy is geliefd. Hebreërs 4 vers 15 sê, hy is nie iemand wat niks van ons weet en daarom nie simpatie met ons swakhede sal hê nie. Nee, hy het al dieselfde pad as ons geloop en is deur dieselfde versoeking as ons, met die verskil dat hy nie eenmaal 'n fout gemaak het nie. Jesus verstaan jou, nie teoreties nie, maar persoonlik. Hy ken my en jou, hy weet waardeur ons gaan. Ouens, ek weet van julle sit hier so vanmôre wat 'n moeilike jaar agter die rug het. Regtig 'n moeilike jaar het.
wat seer beleef het, wat verlange beleef het, wat gebrokenheid beleef het. En ek wil vanoggend vir jou sê dat die Here sien jou raak. Hy sien jou raak. En Kersfees is juis die boodskap wat hy vandag vir my en vir jou gee, is om te sê ek sien jou raak en ek kom daal neer in jou omstandighede, in jou pyn, in jou donkerte en ek sien jou raak en ek sal jou help. Dis persoonlik. Want Kersfees is 'n uitnodiging. Die pad huis toe staan oop. Christusfees is nie met 'n aankondiging nie, dit is 'n uitnodiging. Lukas 2 vers 15 sê, nadat die engele van hulle weggegaan het na die hemel toe, sê die skaapwagters vir mekaar, kom ons gaan reguit Bethlehem toe, om te sien wat daar gebeur het, soos die Here dit aan ons bekend gemaak het. Die herders moes beweeg, hulle moes die eerste tree gee, hulle moes reageer. Familie, en dis die punt wat ek en jy vanoggend moet verstaan. Christusfees vra altyd 'n antwoord. Dit vra en dit vereis 'n reaksie van my en jou. Johannes 3 vers 17 sê, God het nie sy seun na die wêreld toe gestuur om die wêreld te veroordeel nie, maar sodat die wêreld deur hom gered kan word. Dis die Vader se stem wat sê, jy hoef nie langer verlore te gaan nie. Ek is nou hier. Ek is hier by jou. En ek weet waardeur jy gaan. Augustinus het gesê, our hearts are restless until they rest in you. Our hearts are restless until they rest in you. Daardie onrus wat jy dalk voel vanmôre, daardie ongemaklikheid wat jy voel, daai verlange wat jy dalk voel, dalk is dit op pad huis toe. Dalk is dit die verlange, jou siel wat huis toe verlang. Jesus sê in Matteus 11 vers 28, kom na my toe, almal wat uitgeput en oorlaai is, en ek sal vir julle rus gee. Ek sal vir julle rus gee. Nie maak reg en kom nie, hy sê kom net soos wat jy is. Ek het op 'n verhaal afgekom wat ek graag vir julle wil lees. Dit is 'n ware, bekende verhaal van 'n pa in Spanje in die vroeë 1900s. Hy en sy seun Paco het vervreemd geraak. Woorde is gesê en hulle kon dit nie terugvat nie. Trots het tussen hulle gekom en uiteindelik is hierdie twee, die seun en die pa, is toe weg van mekaar af en hulle het glad nie kontak met mekaar nie. Die pa het gewag, dae het weke geword, weke het maande geword, maar geen teken van sy seun nie. Geen teken van sy seun nie. Uiteindelik het die pa besef, as my seun nie terugkeer nie, gaan ek hom gaan soek. Hy reis toe na 'n stad toe waar hy gedink het sy seun gaan wees, en ek dink dit was in Madrid, en hy plaas 'n eenvoudige advertensie in die koerant wat so lees: Paco, ontmoet my by Hotel Montana, môre om 12:00. Alles is vergewe, ek wag, pa. Die volgende dag, presies 12:00, staan die pa by die hotel, en toe sien hy iets wat hom breek. Meer as 800 mans met die naam Paco het opgedaag. Almal verlore, almal hoopvol, almal op soek na 'n huis. Christusfees is God se advertensie. Dis nie 'n koerant nie. Dis 'n krib. Dis 'n krib. Dis God wat sê, my kind, ontmoet my, alles is vergewe, ek wag, ek wag. So, ten slotte, ek het nie 'n lang boodskap vandag voorberei, maar die hart wat ek vandag by jou wil bybring, die kern wat ek by jou wil kom los, is dat jy is nie toevallig hier vanmôre nie. God weet van jou. Dis nie net nog 'n diens nie. Dis 'n diens waar God met jou wil ontmoet op 'n persoonlike wyse, net soos wat hy kan. 2 Korintiërs 6 vers 2 sê, want hy sê, op die regte tyd het ek na jou geluister, en op die dag van verlossing het ek jou gehelp. Kyk, nou is die gunstige tyd, kyk, nou is die dag van verlossing. Jesus staan vanoggend by die deur van jou hart, en hy klop. Hart. Gaan jy vir hom oopmaak? Openbaring 3 vers 20 sê, kyk, ek staan by die deur en ek klop. As iemand my stem hoor en die deur oopmaak, sal ek by hom ingaan en saam met hom feesmaal hou en hy saam met my. Hy breek nie in nie, hy dwing nie homself op ons af nie,
Hy klop met 'n eenvoudige uitnodiging. En vanoggend vra God een vraag vir jou. Is daar vandag plek in jou hart vir my? Johannes 1 vers 12 sê maar, aan almal wat hom aanvaar het, het hy die reg gegee om kinders van God te word. Hulle wat in sy naam glo. Vanoggend kan 'n terugkeer wees. Vanoggend kan 'n nuwe begin wees. Vanoggend kan 'n terugkeer wees na die huis van jou Vader. Maar die besluit gaan by jou lê. Kersfees kan maar net Kersfees wees, dit kan nog 'n jaar wees. Dit kan nog 'n gewoonte wees. Dit kan nog 'n tradisie wees. Maar op die einde van die dag is die uitnodiging daar wat Jesus vir jou gee. Is daar plek vir my in jou hart? Is daar plek vir my in jou hart? Kom ons sit net so, dan sluit ons ons oë. Here, ek kan nie help om emosioneel te raak wanneer ek dink aan daai een vraag wat U van ons vra. Is daar plek vir my in jou hart? Want Here, alhoewel daar nie plek was vir U nie, het U steeds plek gemaak vir ons. U het verlossing gebring. U het vrede gebring. U het genade gebring. U het oorwinning gebring. En Here, vanmôre kom ons opnuut na U toe en ons kom nooi U in ons lewens. Here, mag dit nie net weer 'n tradisie wees nie, mag dit nie net 'n Kersdag wees vol geskenke en liggies en al die tipe van goed nie, maar mag ons met daai vraag in ons hart vanmôre hier uitloop uit hierdie gebou uit. Het ek plek vir Jesus in my hart? En mag ons hom innooi, mag ons die klop aan ons hart se deur hoor, mag ons reageer soos wat die herders gedoen het, soos die skaapwagters gedoen het, mag ons daai eerste tree gee en nader aan U kom en sê, Here, hier is ek, hier is ek. Mag ons besef dat U het gekom vir ons, dat U het vir ons wat verlore is, vir ons wat nog in ons sondes was. U sê, terwyl ons nog in ons sondes was, het U vir ons gesterf. Het U vir ons gekom om vir ons lewe te gee. En vandag kan ons lewe vier, vandag kan ons lewe herdenk, vandag kan ons uitsien na die toekoms. Ons kan uitsien na 2026, omdat ons weet dat U is al reeds vooruit. Dat U is die een op die troon, U is die genadige een. U is die een wat vir ons omgee, U is die een wat liefde en oorvloed in ons lewens instort. Mag ons dit in ons harte neem vanmôre. En Here, mag ons U deel maak van ons lewens. Ek sê vir U dankie vir dit wat U gedoen het. Dankie vir U waarheid wat so kragtig is, Here. Dankie dat ons die woord van U oopmaak, dat dit 'n ligbalken is vir ons. Mag dit so wees ook in hierdie nuwe jaar wat vir ons voorlê. Mag ons opgewonde wees, mag ons weer 'n toekomsverwagting hê. Mag ons weer uitsien. Mag ons siel rus kry by U, Here. Net soos wat U rus kan gee. Here, ek sê vir U dankie vir vanoggend. Dankie dat ek dit saam met my geestelike familie kan spandeer. Dankie dat ek saam met hulle U geboorte kan herdenk, alhoewel ons weet dit is nie die 25 Desember nie. Maar dat ek saam met my gemeentefamilie kan sê, Here, dankie vir wat U gedoen het. Ons is so lief vir U, Here. Mag U nou verheerlik word deur die res van die dag, wat ons ook al doen, wat ook ons spreek, wanneer ons by families nou is, wanneer ons mekaar gaan omhels en druk, mag ons U die kernpunt hou van alles. Ek sê vir U baie dankie vir vanmôre. In Jesus se naam bid ons dit en almal sê saam, Amen.